ons staan en sing ons die toetrede lied saam. Hy is die een wat ons elke een kunstig in ons moeder se skoot gevorm het. Hy sê vanoggend vir u, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God die Vader van almal, Jesus Christus sy Seun en die Heilige Gees, ons trooster. Amen. Kom ons sit dan luister ons na die wet uit Matteus. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle 'n wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Gemeente, ons lees in Romeine 8 vers 1 tot 4. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Kom ons word stil voor die Here en ons buig die hoofde.
ons intens bewus van U wat ons Skepper God is. U die een wat die tortelduif gemaak het wat so koer, die wind wat saggies in die kerk inwaai, U wat elkeen van ons gevorm het, U wat by ons is. Vader, ons weet, ons is maar sondig, in natuur, Here. En ons kan U net loof en prys dat U onverdiende genade aan ons bewys. En wanneer ons so Romeine 8 lees, dan word ons weer bewus van die genade wat U aan ons geskenk het deur die Seun Jesus Christus aarde toe te stuur, om vir ons sondes te kom sterf. Vader, dit beteken nie dat ons met aanhou sonde doen nie, maar dat ons voortdurend om vergifnis moet vra en in 'n lewende verhouding met U moet staan. Here, hou ons hand vas en stap die pad saam met ons. Ons wat rentmeesters is hier op aarde, nie eienaars van hierdie aarde nie, maar slegs rentmeesters. Laat ons die verantwoordelikheid nakom wat U vir ons gegee het. En laat ons vanoggend intens bewus word daarvan, Here. Amen. Kom ons staan en ons reageer op hierdie gebed deur saam te sing lied 454. Wat vir interessantheidsonthalwe hierdie jare 1700 jaar oud is daar 'n groot klem op Skepper God. Ek lees vir ons die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons almal, anders as die apostoliese geloofsbelijdenis wat begin met ek. Ons glo in die een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, met ander woorde, ons waardes, ons gawes, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God,
gebore aan die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons loof die Heer, deur saam te sing lied 205. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun. Let op, Trinitaris, ons aanbid die Seun, die Vader en ook die Heilige Gees. Kom ons staan, dan sing ons saam. Ons het nou so lekker gesing, ek moes eintlik vir almal 'n botteltjie water gebring het. Ek lees vir ons voor, vir die musiekleier op haar gediete, 'n psalm van Dawid. Here ons
ons Here, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. U wat U luister bo die hemelruim vestig, deur die mond van kleuters en suigelinge, het U mag gevestig vanweë U teenstanders, om vyande en wraakgieriges stil te maak. Wanneer ek na U hemelruim kyk, die werk van U vingers, die maan en die sterre, wat U gevestig het. Wat is die mens dan, dat U aan hom dink? 'n mensekind dat U aan hom aandag skenk. U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles onder sy voete gestel. Al die klein vee en beeste. Ja, selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see wat verbytrek, op hulle roetes deur die oseane. Here ons Here, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. Ek lees vir ons tot sover. Geseënd is elkeen wat die woord van God hoor en sy en haar lewe dan daarvolgens inrig. Psalm 8 nooi ons om te sien, eerstens, dat God ons skepper God is, en hy wil ons laat stil staan daar. En dan wil hy ook vir ons uitnooi om te besef wat is die unieke plek die mens inneem in hierdie skepping. Hy begin en eindig met, o Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Hy begin en eindig met, o Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Hierdie refrein vorm die kern van hierdie psalm. Het wil aandui hoe groot, hoe soewerein God is, die skepper God. Wanneer ons 'n klein rukkie stil staan by Job, dan kom ons agter in Job 38 vers 4 tot 7 vra God, waar was jy toe ek die aarde gegrondves het, toe die môresterre saam gejubel en al die engele van God gejuig het? Hierdie woorde weer klink so amper in Psalm 8. Wanneer God se lof en sy skepingsmag geopenbaar word, wanneer die psalmdigter skryf, hemele en aarde verheerlik sy naam. In ons hervormde tradisie is die logos, die woord van God, sentraal gevestig. En wanneer ons dink aan God, dan dink ons outomaties aan sy soewereinheid, aan sy grootheid, en hoe hy dit moontlik gemaak het vir ons, om sy woord te kan besigtig en na te kan kyk en te bestudeer. In Psalm 8 vers 3 lees ons 'n gedeelte raak wat ons laat besef hoe klein en nietig ons is, en dat die Here die kleinste van ons, die swakstes, gebruik om die grootste dinge te doen. Kyk net na die voorbeeld van Dawid en Goliat. Ons lees hier in vers 3, uit die mond van kinders en suigelinge het U krag gegrondves om U teenstanders te ontwil, om vyand en wraakgieriges stil te maak. Hoor net hierdie paradoks. Die kleinste, die swakstes, die babas, om sy mag te toon. En in Job 38 vers 41 hoor ons hoe God selfs die kraai se kuikens versorg. Wie berei vir die kraai sy voedsel as kleintjies na God roep? Selfs vir die kraai se kleintjies sê God vir Job, ek sorg selfs vir hulle.
In beide tekste kom ons agter, dit gaan oor die krag en die mag en die grootheid van God. Dit gaan nie oor ons sterkte nie. Hy stel ons nie aan om hier op aarde te sorg vir alles, omdat ons so sterk en magtig en kragtig is nie. Hy stel ons aan, want hy is die een wat die mag en die krag het. Hy is die een wat God is. Hy is die een wat te groot is vir ons begrip. Jesus haal in Matteus 21 vers 16 vir Psalm 8 aan. En in ons tradisie herinner dit ons ook so klein bietjie aan 2 Korintiërs 12 vers 9. God se krag word in swakheid volmaak. Wanneer ons op ons swakste is God op sy sterkte. Hoe mooi is dit nie dat Jesus self dit aanhaal? In die skepingsteologie leer ons dat elke deel van die skepping, geen nie om hoe groot of hoe klein nie, deel is van wat God gedoen het en deel is van God se groter prentjie, sy groter doel met ons op aarde. Ons lees in Psalm 8 vers 4 tot 9, as ek die hemel aanskou, die werke van u vingers, die maan en die sterre aanskou, wat u gereed gemaak het. Hoor die vraag, die psalmdigter vra dan, wat is die mens, dat u aan hom dink, en die mensekind, dat u hom besoek. Die psalmdigter vra vir homself, hy moes seker opgekyk het, een aand na die sterre en besef het, hierdie is te groot vir my begrip. Min het hy geweet wat ons nou weet, dis regtig so groot dat ons dit nie kan begryp nie. En gedink, wat is ek, Here, dat u aan my dink? Wat is ek dat u my versorg, my kom besoek? Vir daardie oomblik, as jy regtig dink hoe kleiner as die voorkant van 'n koppiespeld, is jy hier op aarde, en jy is vir die Here belangrik. Hoe laat dit jou voel? Dit laat my baie belangrik voel. Dit laat my vreeslik kosbaar voel. U het hom weinig minder as 'n God gemaak. Met eer en heerlikheid het u hom gekroon. Met eer en heerlikheid het hy elkeen van u gekroon. In Job 38 tot 41 vra God vir Job. Ek dink God probeer vir Job iets vertel van sy grootheid, want Job verstaan nie God se soewereinheid, sy mag nie. En God vra vir Job, het jy die skatkamers van die sneeu gesien? Kan jy die bande van die 7 sterre bind? Of die toue van die Orion losmaak? Die kosmos van sneeuvlokkies tot sterre is onder beheer van God. En tog, sê Psalm 8, is ons belangrik vir hom. U laat hom heers oor die werke van die hande. U laat alles wat geskape is, beeste, ja almal en ook die diere van die veld, is onder die mens se heerskappy. God, wat enigiets kan doen, stel ons mens in beheer om te sorg vir die aarde, sy skepingswerke. God beskryf in Job die wilde diere, die bergbok, die esel, al hierdie diere wat mense nie kan beheer nie. Ek kan nie vir 'n bok sê, kom hierop,
toe nie. Ek gaan dit nie durf om eers naby 'n krokodil te kom nie. Al hierdie diere kan God beheer. Hy beskryf sy grootheid aan Job. En ek dink hoe meer hy dit beskryf, hoe meer verstaan ek en jy hoe groot hy is. En dat ons daai grootheid van die Here tot in ewigheid nie sal verstaan nie. Al wat ons moet weet, is dat ons rentmeesters is hier op aarde. En die hartseer is, dit is 'n gebroke wêreld. Ons sit met gebroke mense. Ons sit met 'n gebroke wêreld. Dink aan die omgewingskrisisse, die klimaatsverandering. Dink aan hoeveel slaggate daar is op pad kerk toe. Maar, wat doen ons daaromtrent? In Romeine 8 lees ons van die skepping wat kreun, en ons is geroep om dit te herstel. Ons is geroep om dit te herstel. Dis 'n groot taak, dis 'n groot verantwoordelikheid. En dit is hoekom daar in die liturgiese jaarkalender, as jy katedese gehad het, dan weet jy wat is die liturgiese jaarkalender. 'n spesifieke tyd, en dit is nou hierdie tyd, 'n skepingstyd is waar ons moet preek en dink oor die skepping en ons doel hier op aarde. Die praktiese stappe wat ons kan doen om te help. Ek sien dit so mooi in van die besighede. Ek sien dit by die skole, hoe hulle my kind leer van herwinning en sorg vir die natuur. Maar ons as volwasse mense moet ook ons kinders, ons kleinkinders, ons vriende leer. Jy kap nie net 'n boom af nie. Dink, plant 2 wanneer jy een regtig moet afkap. Dink oor die natuur en hierdie grootheid daarvan en God se grootheid en tog stel hy ons aan as rentmeesters om hier op aarde te sorg vir die skepping. Ons kan nie net die hele tyd sê dis iemand anders se skuld nie. Eerens moet ons ook begin help. Op watter manier ook al die Heilige Gees ons lei om dit te doen. Nie uit ons eie uit nie, want ons wou uit ons eie uit kan ons probeer doen wat ons wil, maar ons gaan niks reg kry as dit nie die wil van God is nie. God roep ons om sy grootheid vandag te besef. Sy grootheid wat so groot was dat by die konsilie van Nicea, waar klomp verskillende groot gelowiges by mekaar gekom het, wat sy opinies verskil het. Hulle opinies was nie dieselfde nie. Maar by hierdie konsilie 1700 jaar terug, het hulle oor die eerste ding saamgestem. En dit was, ons, almal wat daar was, glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper. Die Skepper. En wanneer hulle hier praat van een God, praat hulle van die Trinitariese God, want hulle noem ook Jesus en ook die Heilige Gees. Ons glo in een God, die Skepper God. En as ons glo in die Skepper God, die God wat by jou is, die God wat aanhou skep, wat elke dag skep, ons kan sien hoe die natuur weer lewe kry. Ons kan hierdie alles sien, hy hou aan skep, hy stop nie, hy hou aan daarmee. As ons dit werklik glo, dan moet ons ook ons verantwoordelikheid aanvaar. En dan moet ons hom loof en sy naam verheerlik. En soos wat Job sê in Job 42, ek weet dat U alles
kan doen. Nou weet ek hoe groot U is. Ek weet dat U alles kan doen. Gemeente, ek vra dat ons sal opstaan, dan bid ons saam as gemeente vir die wêreld, vir die kerk en vir ons skepping. Kom ons staan, dan bid ons. Here, o Here, wanneer ons die Niceense geloofsbelijdenis bely, dan is dit maar net woorde, dis maar net taal, totdat dit omgaan in aksie in. Totdat ons daarvolgens lewe, Here. En vandag spesifiek het U ons kom herinner, dat U die skepper God is. Die skepper van die hemel en die aarde, van alles wat ons sien en nie sien nie, ons waardes, ons menswees, hoe U 'n kind in sy moeder se skoot vorm. Ons kan dit nie begryp nie, ons kan dit nie doen nie. Hoe groot die heelal is, Here, hoe U alles onderhou, hoe alles net elke oggend nuut begin, die son weer opkom, en dan skielik in die aand die sterre en die maan wat verander. Here, ek vra dat U sal sorg vir die wêreld. Ek dank U vir elke oorlog wat al gestop is. Ek dank U, geen om hoe U dit bewerkstellig nie, ek dank U daarvoor. Ek vra dat U vrede sal laat aanhou kom oor die wêreld, laat dit spoel oor die aarde. Here, mag ons met mekaar lewe in vrede en liefde hê vir die naaste, soos U ons leer, Here. Mag ons uiteindelik U eerste sit. Vader, mag godsdienst in skole lewend wees, moenie dat dit uitsterf nie, Here. Want daar by die skool het daai onderwysers, daai onderwyseresse so groot impak in die kinders se lewens. Laat hulle tog gelowig bly en die kinders in hulle klasse leer van U. Here, ek vra dat U sal gaan met ons gemeente, daar waar ons finansiëel sukkel, dat U deure sal oopmaak wat ons nie eers ooit self kan oopmaak nie. Here, dat U sal kyk na die kerk, dat U sal sorg dat die kerk sy werk aanhou doen hier op aarde, dat U mense sal roep om hier te dien, en dat die Heilige Gees ons sal lei, Here, en dat U altyd die hoof van die kerk sal wees. Geen mens, geen kerkraad die hoof van die kerk sal wees nie, maar dat U die hoof sal wees. Ons vra dit alles in U naam, Here. Amen. Ons sing een van ons gunsteling liedere, wat ook gekoppel is aan Psalm 8. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke. Ons
die roem van die Here geen einde wees nie. Mag die werk van die Here hom vreugde verskaf. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat die berge aanraak en hulle brand. Ek wil tot eer van die Here sing, solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing, solank